Die spook. Ja, wat is dit nou, Sebastian? Die spook is weer hier. Hoeveel keer moet ek nog sê dat ek nie hierdie onsin sal duld nie? Maar dis waar. Ek het homself gesien. Dis 'n wit spook. Jy het seker maar net gedroom. Nee, dit kan nie wees nie, want ons het nog nie geslaap nie. Jy wil tog nie sê dat daar regtig 'n spook is nie? Natuurlik. Ek het dit met my eie oë gesien. Gaan haal dan knoffel of 'n geesbesmeder of wat nodig is om aan 'n spook ontslae te raak. Genade tog, dit ook nog. Juffrou Rottenmeier, wat het dan gebeur? Ek kom! Ek hoop net nie die spook is by haar nie. In watter rigting het hy verdwyn? Kom saam. Ja. Waarom slaap jy nie, juffrou Clara? Iemand het vreeslik hard geskree. Ag nee, wat jy het maar net gedroom. Ek het absoluut niks gehoor nie. Ek was wakker, ek het dit duidelik gehoor. Nou maar goed. Een of ander tyd sê jy tog wel uitvind. Ons het 'n gees. Wanneer het die gas dan gekom? Ek het nie gesê gas nie, ek het gesê gees. 'n Spook. Sebastian dink hy het 'n spook op die trappe gesien. Maar ek het gedink daar is nie meer spooke nie. Juffrou Clara, bedaar tog. Moet jy nie so ontstel nie. Dit is dalk net 'n baie klein spookie. Ek gee nie om hoe groot hy is nie, dit maak my nog bang. Ek is oortuig daarvan dat Sebastian hom misgesit. Hy het maar net gedroom. Rarig, dink jy so? Maar sê nou hy het hom nie misgis nie. Ek is vreeslik bang. Skryf asseblief vir my pappa. Ja, seker. Goeiedag, Sebastian. Welkom thuis, meneer. Dankie. Clara. Papa's terug. Clara. Laat ek eers na jou kyk, my kind. Jy het nog baie mooier geword as verlede keer. Sê my, hoe kry jy dit reg? Dit sê pappa elke keer as pappa huis toe kom. Ek dink ek moet vir die spook dankie sê want hy het pappa laat terugkom. Hallo Heidi. Ja, kleintjie. Goeiedag meneer Seseman. Wat het van jou rooi wangetjies geword? Jy's so bleek. Het jy daarom groter geword, hm? Ek dink so. Jy word 'n dame. Verskoon tog dat ek steel. Ja, ek kom. Ek hoop nie julle was regtig bang nie. Ons sal die spook nog 'n les leer. Was jy bang, my kind? O ja, maar nou is ek nie meer nie. Nou kan hy tog niks meer aan ons doen nie. Hy het op die trappe gestaan en ek sê vir dit was 'n gees. Eers was hy net so klein en toe word hy skielik reusagtig. Ek is regtig gewoonlik baie bang hê, maar dit was te erg. Hy was wit en hy het gesweef. Miskien is hy nog 'n jong gees want Dis merkwaardig.
Johan, span jy asseblief die koets in en gaal gou vir ons die dokter. Ons gaan hierdie sogenaamde spook vandag afloer, maar ek dink ons moet 'n dokter hier hê. Kom binne asseblief. Goeiedag. En toe juffroukie, hoe gaan dit met jou? Is jy nou heeltemal beter? Die griep is verby, maar ek is bevrees ons het nog nie ons spook afgeskit nie. Papa's reg. En jy? Is jy ook bang? Goeiedag, dokter. Jy lyk vir my glad nie goed nie, kind. Hoekom is jy so bleek? Heidi het nou al 2 dae lank niks geëet nie. Daar moet 'n rede voor wees. Nadat ons die spook gevang het, sal ons jou 'n bietjie deeglik ondersoek. Nee, dit is nie nodig nie, ek is heeltemal gesond. Miskien skeer een van die bediendes die gek met u. Of dalk is dit 'n inbreker. Ek het jou in 'n hoek. Nou gaan ons hom wys. Dit is so mooi buite. Waar is jy, oupa? Waar is jy? Dit is so koud. Hoekom is my voete dan so koud? Heidi, wat soek jy dan buite in die koue? Wag meneer Seseman, laat dit maar aan my oor. Jy moet nie bang wees nie. Kom. Ek neem jou na jou kamer toe. Kom. Moenie bang wees nie. Hier asseblief. Ek wil graag 'n paar minute alleen met haar praat. En toe, voel jy nou 'n bietjie beter? Kan jy nog nie met my praat nie? Ek wou nie weer weggehardloop het nie. Miskien staan ek voor die deur. O, ek sien ja. Dan moes jy seker gedroom het. Ja, ek droom altyd wanneer ek slaap. Sê my, kan jy dalk nog onthou wat jy gedroom het? Ja, natuurlik onthou ek nog. Ek droom dan elke nag dieselfde droom. My denneboom het na my geroep en ek het uit die hut uit gehardloop om hulle te sien. Maar elke keer as ek wakker word, is ek nog hier in Frankfurt. So, In Frankfurt en die sterre het so mooi geskitter in die maanskyn.
Het jy iewers seer, Heidi? Jou kop of jou maag? Nee, maar daar's iets fout met my keel. Ek wil altyd net huil. En as dit gebeur, huil jy dan? Nee, juffrou Rottenmeier het gesê ek mag nie huil nie, omdat dit Clara sal ontstel. O so, né? Is dit wat juffrou Rottenmeier gesê het? Ja, sy het my verbied om te huil. En ek mag ook nie met Clara oor die berge praat nie. En ek neem aan jy praat graag oor die berge. Sê my, is dit vir jou lekker hier by ons in Frankfurt? Ja, Waar bly jou oupa, my kind? in sy huis in die Alpe. Wil jy na hom teruggaan? Ja. Ek kan nie, ek moet hier by Clara bly. Dis reg, huil jou maar uit. Jy sal weer kind. Probeer nou om te slaap, Heidi. Die arme kind, dit kan nie waar wees nie. Ja, ek is jammer om dit te moet sê. Heidi het so heimwee dat sy besig is om weg te kwyn. Maar het juffrou Rottenmeier dit dan nie opgemerk nie? Sy het Ja, natuurlik. Eintlik is dit alles my skuld. Ek moes dit dadelik raak gesien het. Sy kon die kind van die begin af nie verdra nie. Ek moes self iets daaraan probeer doen het, maar wat kon ek doen? selfverwyd dien geen doel nie. Dis 'n verkwisting van tyd. Ons moet liewer aan 'n manier dink om Heidi te probeer help. Sy moet huis toe gaan. Is dit die enigste oplossing? Hoe op aarde gaan ek dit ooit aan Clara verduidelik? Dis verskriklik. Ons moet in die eerste plek aan klein Heidi dink. Dit gaan nou slegter met haar en ons het ook skuld daaraan. Dis waar. Heidi moet terug berge toe. Niemand het nog ooit 'n medisyne vir heimwee uitgevind nie. Dink gerus 'n bietjie aan die gesonde, lewenslustige dogtertjie wat hier aangekom het. En kyk nou net hoe lyk Heidi vandag. Ja, u is reg. Ek is 'n regte ou domkop. Ja, Dit is ek. Kan ek u nog so laat stuur? maar natuurlik. Kom maar binne. Dankie. Sal u asseblief alles vir die reis gereed kry? Wat vertrek jy alweer? Arme Clara. Heidi vertrek. Ek het uitgevind dat sy die spook is. Heidi, Adelheid, dit moes ek geweet het. Ja, Heidi. Ek is aan baie dinge gewoond, maar dit span die kroon. Net 'n oomblik. Sy het dit nie met opset gedoen nie. Maar natuurlik. Nee, sy het nie. Het u dan nie opgemerk dat Heidi siek is van verlange nie? Sy loop in haar slaap. Ek het dit net vir Clara gedoen. En wat beteken dit? Ek het tog regtig nie 'n ander keuse gehad nie. Juffrou Clara hou van haar. Sy wou hê die kind moes hier bly, maar dit kon 'n mens natuurlik van die skepseltjie verwag het. Wat wil u nou eintlik sê? Ek het haar belet om voor juffrou Clara van haar berge te praat. In plaas van om dankbaar te wees, het sy aanhoudend gedreig om weg te loop. Ja, dis waar. Op die ou eind het dit so erg gegaan dat sy aanhoudend gehuil het en dit het ek haar om Clara se ontwil belet. Wat het u gedoen? Dit klink vir my asof u die arme kind verskriklik gemartel het. Ek het dit net vir u dogter se beswil gedoen. Dan het u beslis vergeet dat ek Heidi ook soos my eie dogter liefhet. Daar is skepsel. Ja. Ek dink ek het u nou eers regtig leer ken. Arme Heidi. Wat het jy alles deurgemaak, kind? Goeiemôre. Hoe gaan dit vandag met jou? Heidi, ek het iets om jou te vertel. En ek is seker dat jy sommer baie bly gaan wees daaroor. Jy gaan terug na jou huisie in die berge. In die berge? Ja, huis toe na jou oupa toe. Huis toe. Na my oupa toe. In die berge. Ja, Heidi. Net na ontbyt mag jy weer terug huis toe gaan. Ek mag huis toe gaan. Ek mag huis toe gaan.
Waarom? Wil jy nie meer nie? O, ek wil, maar ek kan nie gaan nie oor Clara. As ek weggaan, sal sy weer alleen wees. Heidi, is jy bang om vir Clara te sê? Nee, dis nie dit nie. Ek is bang sy sal huil. Aha. Dis nie lekker om altyd te huil nie. Ek wil nie hê dit moet met Clara gaan soos met my nie. Maar Heidi, Clara sal nooit weer alleen wees nie. Dit beloof ek jou, glo my. Weet jy Heidi, ek gaan by Clara bly. Ek weet nog nie hoe nie, maar ek sal wel aan iets dink. Beloof u? Ja, ek beloof. En as ek een keer iets beloof het, bly ek by my belofte. Heidi, lyk ek dan vir jou soos iemand wat vir 'n klein vriendinnetjie sal jok? Clara en ek gaan van vandag af by mekaar wees. Dis mooi. Maar Moenie bang wees nie. Jy kan met 'n geruste hart gaan. ja. Nee, ek wil nie Heidi moet weggaan nie. Clara, bedaar tog nou. Nee, pappa, ek kan nie bedaar nie. Ek wil nie. Hoekom? Omdat Heidi 'n soort siekte het, waarvoor daar nie medisyne is nie. Heidi het heimwee, baie groot heimwee. Heidi, nee. Dit kan nie anders nie. Beteken dit dat ek haar van vandag af nooit weer sal sien nie? As sy eers gesond is, sal sy vir ons kom kuier. Glo my, dis die beste vir Heidi, reg? Sy was nie regtig gelukkig hier by ons in Frankfurt nie. Toe ouma hier was, toe was sy gelukkig. Toe nou. Heidi het in die berge groot geword. 'n Mens kan haar mos nie in 'n stad wil inhok nie, Clara. Ek voel ook baie jammer. Ek het baie lief geword vir Heidi. Maar die dokter het gisterand met my gepraat en gesê dat sy baie siek sal word as sy nog langer hier by ons bly. Nou kan ons dit nog verhoed. Weet papa wat? Ek dink nie Heidi sal ooit weer hiernatoe kom nie, maar ek sal vir haar gaan kuier. Clara, is dit moontlik? Natuurlik sal dit moontlik wees. Ons het dan saam met ouma een keer op 'n uitstappie gegaan. Ons het blomme gepluk en skoenlappers gevang en met 'n boot gery. En 'n paar dae later het Heidi my 1000 skoenlappers gegee. 'n hele 1000? Clara. Heidi, dit sal sy maklik regkry. Sy sê in die berge kry mense hulle ook. Ja, in die berge is daar ook. En jy sal hulle ook nog eendag daar sien vlieg wanneer ons saam vir Heidi gaan kuier, my kind. Beloof papa dit? Ja, ek beloof. Dit lyk my dit kan op die stadium nie anders nie. Waar het jy dit nou weer geleer? By ouma natuurlik. Papa, sal papa asseblief Heidi se reismandjie na my kamer toe bring? Ek wil haar 'n paar goedjies saamgee wat sy graag wil hê. Ja, natuurlik. 'n Fluitjie vir Pieter, 'n tabak vir haar oupa en witbroodjies vir Pieter se ouma. Ek sal vir alles sorg. Papa, Dis nie lekker nie. Ek weet dis vir jou swaar. Ek is baie jammer, meneer Seseman, maar juffrou Deta kan nie verlof kry nie. Aha, dan moet jy saam met haar met die trein ry en haar by haar oupa besorg. Moet ek saamgaan? Ja, jy maak jy maar gereed vir die reis. Ja, sekerlik. kom binne. Clara. Ag, ek is so bly dat jy gekom het. Ek weet goed hoe bly jy moet wees. Is jy nie kwaad nie? Jy moet eintlik vir my kwaad wees. Ek het die hele tyd geweet dat jy weer wou huis toe gaan. En ek het probeer om jou te keer. Dit was gemeen van my. Clara. Ek het 'n paar goedjies vir jou ingepak wat jy dan kan gebruik. Witbroodjies vir Pieter se ouma. En 'n fluitjie vir Pieter. En 'n stukkie tabak vir oupa. Dit is al gaaf van jou, dankie. Sebastian sal die res neem want dit is te swaar vir jou. Maar dis mooi sakdoeke. En wat se kussie is dit? Daar's sulke mooi prentjies op. 'n naaldwerkkussie. Dit is so mooi dat dit amper jammer sal wees om dit te gebruik. Wat is dit? Ag, jy lyk fraai, Heidi, en dit pas so mooi by jou rok.
Nou verstaan ek jou lieflingshoed. Ag, hy's dan regtig waar nou al te oud. Dink jy so, Clara? As jy hom regtig nog wil hê, pak hom in jou tas en vat hom saam. Dis 'n goeie plan. Totsiens, Clara, en baie dankie. Nou sou jy moet gaan, Heidi. Pas jouself goed op en sê groete vir die ander. En moenie my vergeet nie. Wie jy wat, Clara? Ek sou jou vreeslik graag wou saamneem. Ag nee, wat is nie nodig nie. Ek sal sommer eendag self kom. Of jy wil of nie, jy raak nie so maklik van my ontslaan nie. Hy, wat sit nou? Wil jy dalk hê dat ek moet kom nie? Maar Clara, Juffrou Rottenmeier moes gelyk het soos jy nou lyk toe sy die spook gesien het. Jy kan my maar glo, hoor. o, Clara. Maar wanneer kom jy? Gou, net so gou as die dokter dit toelaat. In die lente. Clara, Mooi bly, Heidi. Pas jouself goed op, Heidi. ek sal. En moet dit nie verloor nie. Gee die brief vir jou oupa hoor en sê vir hom ek sal bly wees as hy my 'n antwoord stuur. Goed. Ag, meneer Seseman, sê tog asseblief vir die dokter ek stuur groete. Sekerlik. Johan, dis tyd om te ry. Totsiens, Clara. Kom kuier, hoor. Ja, ek sal. Mooi bly. Clara. Heidi. Totsiens! Ek sal vir jou kom kuier, Heidi. Mooi bly. Totsiens. Mooi bly, Clara. Ek mag hom nie verloor nie. Heidi was glad nie jammer om weg te gaan uit Frankfurt nie. Die gefluit van die lokomotief het vir haar soos musiek geklink. Net wanneer sy aan Clara gedink het, was sy 'n bietjie hartseer, maar die uitbundige vreugde om met sy huis toe gaan, het gou weer alle hartseer verdryf. Met toe oë het sy haar probeer voorstel in watter lig sy die berge weer sal sien, en of sy met son op of met son onder teen die berg sal uitklim. Heidi kon skaars wag om uiteindelik weer by die huis te kom. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.